Hallo en welkom by Kerk Sonder Mure se aanlyn erediens. Vandag se tema is kom in sonder moeite. En ons gaan bietjie kyk na Jesus wat na kindertjies praat en hulle innooi om na hom toe te kom. Paulus skryf en hy sê, moet dit nie moeilik maak vir hulle om God te ontdek nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Here, dankie dat ons na u woord kan kyk, dat ons dit kan lees en dat ons kan verstaan wat u hart is. Here, en wat u gekom het om te kom doen. Here, mag hierdie boodskap ons verander. Here, mag u ons 'n hart gee wat soos u hart is. Here, ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Julle vandag se tema is kom in sonder moeite. Kom in sonder moeite. Ek gaan vir ons twee tekste lees en die heel eerste een gaan wees in Markus 10 vers 13 tot 16 en dan gaan ek ook vir ons lees in Romeine 14 vers 13 die C gedeelte. So dit is Markus 10 vers 13 tot 16 en dan Romeine 14 vers 13. Die eerste verhaal wat ek gaan lees, het jy dalk al van gehoor. Jy het dit dalk in kinderskool gedoen of in kleuterskool of waar ook al jy was of by die kerk, maak nie saak waar nie, maar dit gaan oor hierdie gebeurtenis waar Jesus besig is om kindertjies te seën. So ek gaan daai teks vir ons lees. Markus 10 vers 13 tot 16 en Romeine 14 vers 13. So die heel eerste gedeelte sê as volg. Ouers het hulle kindertjies na Jesus toe gebring sodat hy hulle kon aanraak en seën. Maar sy disippels het hulle daaroor aangespreek. Toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en het vir hulle gesê, laat die kindertjies toe om na my toe te kom. Moenie hulle keer nie, want God se koninkryk is juis bedoel vir almal wat soos hulle is. Ek verseker julle, wie God se koninkryk nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal beslis nie daarin gaan nie. Toe het hy sy arms om die kindertjies gesit, sy hande op hulle koppe gelê en hulle geseën. En dan is Paulus aan die woord in Romeine en hy sê, moenie dit vir hulle moeilik maak om in God te glo nie. Moenie dit vir hulle moeilik maak om in God te glo nie. Ek gaan net tot daar lees vir nou. Charles Adams was 'n Amerikaanse politikus. Hy was eintlik die ambassadeur gewees vir Amerika na Brittanje toe en jy mag dalk nie weet wie hy is nie of sy naam mag dalk onbekend wees vir jou en dis okay, want hy was die seun van 'n meer bekende persoon en dit is John Adams. Hy was die tweede Amerikaanse president. So dit is 'n hele rukkie terug al en daar word nie regtig baie oor hierdie ou se familie en so geskryf nie, maar dit wat hy gedoen het ensovoorts word daar aangeteken. Maar hoekom vertel ek jou van Charles Adams? Charles Adams het 'n dagboek gehou en in sy dagboek het hy geskryf van hierdie een gebeurtenis waar hy en sy seun gaan saam visvang het. En in hierdie dagboek, op hierdie dag wat hy saam met sy seun gaan visvang het, skryf hy die volgende. Hy skryf, went fishing with my son today, a day wasted. Sy seun het ook op hierdie dag, en die dagboek is vandag nog, dit bestaan vandag nog, so ons kan daarna kyk, en sy seun het op dieselfde dag ook 'n inskrywing gemaak van hierdie gebeurtenis, en hy skryf die volgende, sy seun se naam is Brooke, en hy skryf, went fishing with my father, the most wonderful day of my life. Went fishing with my father, the most wonderful day of my life. Nou, wat hier gebeur is twee uiteenlopende perspektiewe van dieselfde ding. Dit kyk na hierdie gebeurtenis, die een kyk na die gebeurtenis en sê, hierdie ding wat ek nou doen, dit waarmee ek nou besig is absoluut 'n tydmors. En die ander ene sê, vandag belê iemand tyd in my, en dit is die wonderlikste ding. Die een sê, en dit is so hartseer, in hierdie geval is dit die ouer wat sê, daar is ander belangrike goeders waarmee ek myself moet besig hou, daar is ander belangriker mense wat ek kan sien, ander belangriker goeders wat ek kan doen en moet doen, en nou kan 'n mens sê, quote, sit ek met hierdie onbelangrike persoon wat my aandag soek, en nou moet ek dit saam met hierdie onbelangrike persoon spandeer, en dit is net nie vir my die moeite werd, dit is vir my tydmors. Die ander een sê, hierdie
is die beste ding wat jy vir my kan doen. Die beste ding wat jy vir my kan doen, is nie om daar ver te wees nie, is nie om te meng met belangrike mense nie, dis nie om enige iets anders te bevorder nie, maar is om tyd saam met my te spandeer, om tyd in my te belê. Die een sê, jy's 'n ongerief, en die ander een sê, hierdie is brood nodig. Ons het nodig om in die volgende generasie te belê. Julle nou die teks wat ek gelees het ook vir my so iets hiervan, vir iets wat hoe hierdie ou opgetree het ingebou. Maar wat hier gebeur is, Jesus reageer nie soos hierdie pa nie. Jesus reageer anders. Jesus inteendeel word kwaad, omdat hy raak sien hoe die groot mense in die vertrek die volgende generasie verhinder om by hom uit te kom. Net so klein bietjie konteks van wat is hier besig om te gebeur. Nou ons het gelees dat ouers is besig om hulle kinders na Jesus toe te bring, sodat Jesus hulle kan sien. Dit is wat ons gelees het. Nou ek weet nie van wie van julle het gewonder, wat is dalk fout hiermee nie? Wat is fout hiermee? Jy weet, hoekom is die disippels so, dwars, as 'n mens daai woord wil gebruik? Julle, daar is absoluut niks fout hiermee nie. Wat hier gebeur eintlik, wanneer jy na die Griekse woord gaan kyk vir die gebring, wat hier gebeur, is hierdie woord in 'n baie spesifieke vorm. En Grieks is bietjie anders as Afrikaans, so elke woord het 'n verbuigingsvorm, en hierdie verbuigingsvorm is in die imperfect vorm, so die imperfect tense. Die van julle wat dalk taalonderwysers is of taal ken, sal weet Afrikaans het nie regtig so iets nie, maar in Grieks is dit. Nou, dit beskryf iets wat gebeur het, so in ander woorde, hulle het die kindertjies gebring, dis half in die verlede tyd. So mense kan sê, okay, dit daar gestop, maar dis nie wat gebeur nie. Daai woord sê vir ons, dat hulle het kindertjies na Jesus toe gebring, dit die hele tyd gedoen. Aanhoudend, oor en oor en oor en oor en oor, so dis iets wat gebeur het en net aanhou. So daar was nie net 10 kindertjies in die ry nie, hierdie lyn het net nie opgehou nie. Jy weet, die mense het net hulle kindertjies aanhoudend in die heeltyd na Jesus toe gebring. Nou hoekom het hulle kindertjies, hulle eie kinders na Jesus toe gebring? Wel, dit is nie 'n nuwe gebruik vir hulle nie. In die Joodse kultuur was dit eintlik 'n gebruik gewees vir 'n ouer om hulle kindertjies na 'n geestelike leier toe te bring of na 'n rabbi toe te bring wat baie invloed dalk gehad het of wat dalk baie hoog geag was, en hulle wou gehad het dat hierdie rabbi of hierdie geestelike leier moes hulle kind kom seën, moes 'n seën oor hulle uitkom spreek en moes vir hulle toekoms kom bid. En die rede hoekom hulle dit gedoen het, is omdat hulle het 'n geestelike besorgdheid vir hulle kinders gehad. En hulle wou gehad het dat hulle kinders van vroeg af al God se seën moes beleef. En ek dink as ek vir ons sou vra, wie van ons wat hierso sit het 'n geestelike besorgdheid vir ons kinders, sal almal hulle hande opsteek. Ek dink hier is een persoon wat nie hulle hand sal opsteek nie. So die mense het hulle kinders gebring na Jesus toe. Baie spesifiek Jesus, want hulle is besorgd oor die geestelike ontwikkeling van hulle kinders. Hulle het gesien dat Jesus in hulle area was. Hulle het gesien dat Jesus het daar rondgeloop. Hulle het gehoor wat Jesus doen. Die teks sê, hulle het hulle kindertjies gebring en baie spesifiek, sodat Jesus sy hand op hulle kan sit. Julle, wat 'n ongelooflike gedagte is dit nie, né? As Jesus tog net sy hand op my kind kan sit, as hy net met sy hand aan my kind kan raak. Hoekom was dit vir hulle belangrik dat Jesus dis moes doen? Julle, want hulle het gesien wat Jesus se hande kan doen. Hulle het gesien wat daardie hande van Jesus in staat is. Hulle het gesien dat wanneer daardie hande aan oë vat wat nie kan sien nie, dan begin daardie mense sien. Hulle het gesien dat wanneer daardie hande aan mense se ore vat wat nie kan hoor nie, dan begin daardie mense hoor. Hulle het gesien dat wanneer Jesus sy hande vat en hy sit dit op mense wat verlam is, dat daardie mense kan loop. Hulle het gesien dat mense wat dood is, wanneer
wanneer Jesus met sy hande in hulle raak, dan word hulle lewendig. So sal dit nie wonderlik wees as Jesus net aan my kind kan raak nie. Hulle bring hulle kinders, want hulle is besorgd oor hulle kinders en hulle wil hê dat hulle kinders vir Jesus moet beleef. Charles Spurgeon het geskryf en hy het gesê, before a child reaches 7, teach him all the way to heaven. Ek wil ouers aanmoedig, ek dink Charles is reg. Ek dink hy's reg wanneer hy sê, bring jou kinders by Jesus uit. Bring jou kinders by Jesus uit so vroeg as moontlik. Hoe jonger, hoe beter. Bring jou kinders by Jesus uit. Kry jou kinders by Jesus uit, sodat hy hulle kan seën, sodat hy hulle kan aanraak, sodat hy hulle lewens kan transformeer. En Charles Spurgeon sê eintlik dat ons as ouers is saam met God in vernootskap, om seker te maak dat ons kinders dit weet. Wanneer ons verder lees in hierdie teks, dan sien ons 'n baie interessante ding in vers 13. Ons sien daar staan, maar die disippels het met die mense geraas. Dis wat die 83 vertaling sê. Die disippels het letterlik met die mense geraas wat hulle kinders na Jesus toe gebring het. Hulle het die mense aangespreek omdat hulle dit doen. Nou, hier is my 'n baie interessante ding. Want die disippels, hier is nie niets vir hulle nie. Hulle het al baie tyd saam met Jesus spandeer. Hulle het al na baie preke van Jesus geluister. Hulle het saam met Jesus gestap. Hulle het saam met Jesus gereis. Hulle het hom dopgehou. Hulle het gesien wat hy doen. Hulle het saam met hom gekuier. Hulle het beleef wat hy doen en hoe hy dit doen. En hulle het daagliks saam met hom geëet. Hulle het baie goeders saam met Jesus gedeel. Maar daar was een ding wat hulle eintlik lyk my nie gedeel het nie. Hulle het nie Jesus se hart gedeel vir mense nie. Hulle het nie dieselfde gevoel nie. Hulle was naby Jesus, maar hulle het iets van sy hart gemis. En toe ek hierdie raak lees, toe besef ek, dit kan so maklik wees om by iemand te wees en iets mis van hulle hart. Ons kan baie keer naby Jesus wees, maar hom nie regtig ken en weet wat vir hom belangrik is nie. Daar is 'n klomp argumente wat gemaak word oor hoekom die disippels opgetree het soos hulle opgetree het, en een van die argumente vir hulle optrede is gebaseer op die Griekse, Romeinse kultuur en die wêreld waarin hulle geleef het op daardie stadium, of waar hulle self bevind, en die Griekse, Romeinse kultuur op daardie stadium het op 'n baie spesifieke manier na kinders gekyk. Nou in die Griekse Romeinse wêreld was die kinderfase, jy weet klein kindertjies, half gesien as die onbelangrikste fase van 'n mens se lewe. Dit is die onbelangrike fase. Ons moet nie so baie aandag daaraan gee nie. Dis hoe hulle dit gesien het. Nou hier is my baie interessant, want moet ons almal nie eers deur die kinderfase gaan voordat ons by enige ander fase van die lewe kan uitkom nie? Is al die fases van die lewe dan nie ewe belangrik nie? Hulle het nie so gedink nie. Hulle het gesê, dit is 'n onbelangrike fase, en omdat dit die onbelangrike fase was dit ook die fase wat baie keer gemarginaliseer word, nê? So dit was die fase waar ongewenste kinders byvoorbeeld net op die straat sou gesit geword het, of op die ashoop gesit geword het, en as mense nie daai kind wou gehad het, dan just you do you, ons gaan net aan met ons lewe. En dis hoe daar na kinders gekyk het. En baie keer wat met daardie kinders gebeur het is, as hulle nie sou dood gegaan het nie, sou daardie kinders wat sou groot word, sou hulle as slawe gevat geword het, of hulle sou vegters of iets moets geword het, maar die kinders was totaal en al aan 'n ander fase gesien, onbelangrik, eintlik net as 'n nuisance. Of in Engels sal ook sê as insignificance. En ongelukkig en baie hartseer is daar een geslag wat die slegste afgekom het, en dit was die vroulike geslag. Want meisies was heel wat swakker
En hulle baie keer was ongewens, want as jy 'n meisie in die wêreld ingebring het en dit was jou kind, het hulle gesê, ag, hierdie meisie is net 'n las vir ons. Ons gaan ons hele lewe lank vir hierdie vroumens moet sorg. Ten minste as hulle 'n seun gehad het, dan sou hulle gesê, hierdie seun gaan iewers in sy lewe ten minste vir ons as 'n gesin 'n inkomste bring. Dit is wat gebeur het in die wêreld. Dis hoe die mense nog kinders gekyk het. Nou, ek dink nie dit was die disippels se motivering nie. Ek dink nie dit is die rede hoekom hulle kinders verhoed het om by Jesus uit te kom nie. Maar ek weet nie wie van julle was in 'n klas vol kinders heeldag nie. Maar ek dink hulle het op 'n stadium net gekom waar hulle net gesê het, hierdie is nie meer gerieflik vir ons nie. Ons kan dit net nie meer vat nie. Ons kan dit net nie meer verstaan nie. Julle, maar wat ook al die disippels se optrede was, daai motivering het gemaak dat hulle in die pad gestaan het van die volgende generasie om by Jesus uit te kom. En Jesus tree dan dadelik op en Jesus sê, nee, moenie die kinders verhinder om by my uit te kom nie. En dan sê hy, want die koninkryk is bedoel vir almal wat soos hulle is. So laat hulle kom, hou op om hulle te verhinder om by my uit te kom. Julle, hierdie vers, dink ek, is vir God so belangrik, want dit is 'n vers wat in al 3 van die sinoptiese evangelies ingeskryf is. Dit is in al 3 van die sinoptiese evangelies, sê Jesus hierdie woorde, en ek dink Jesus wil iets kommunikeer, ek dink God wil iets kommunikeer van sy hart oor die volgende generasie. Hy wil iets kommunikeer van hoe belangrik die volgende generasie vir hom is. Jesus is besorgd oor kinders. Jesus wil sorg vir kinders. Julle, hy gee om vir hulle, want hy weet en hy ken die wêreld waarin hulle ingaan. Hy ken die wêreld waarin hulle gaan groot word, en hy weet dat hierdie wêreld gaan rof en moeilik wees, en hy weet dat hulle gaan soos 'n skoen in 'n tuimeldroër rondgegooi word in hierdie wêreld. En daarom wil hy hê dat wanneer dit gebeur, moet hulle aan hom kan vashou. Hulle moet kan weet dat hulle is in sy hand. Hulle moet kan weet dat hy vir hulle omgee, dat hy lief is vir hulle, dat hulle behoort aan hom. Julle, die ouers het hulle kinders na Jesus toe gebring, omdat hulle geweet het dat Jesus is besorgd oor hulle kinders. En hoe weet hulle dit? Is hy dit gewys? Hy het kinders op sy skootkam laat sit. Hy het sy arms om kinders gevou. Hy het stories vertel. Hy het met hulle gesels. Hy het oor hulle gepraat. Oor en oor het Jesus gewys dat kinders is vir hom belangrik. En dan maak Jesus hierdie half kriptiese stelling. Hy sê, wie God se koninkryk nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal beslis nie daarin gaan nie. Hierdie is 'n stelling wat ons soms kan sukkel om te verstaan. En dit is ook duidelik dat die disippels het nie verstaan wat Jesus hier bedoel het nie. Want net 'n paar versies verder, ek wil hê julle moet eintlik gaan verder lees wanneer julle by die huis kom, gelees daai hele stuk, want hulle doen presies iets anders, heeltemal in die teenoorgestelde rigting. Jesus het nie vir hulle gesê dat julle moet nou kinderagtig wees nie. Dit is nie wat Jesus gesê het nie, maar hulle het duidelik nie verstaan wat Jesus bedoel het toe hy gesê het, julle moet die koninkryk soos kindjies ontvang nie. Jesus begin toe vir hulle verduidelik, toe hy agterkom dat hulle verstaan nie. En Jesus verduidelik vir hulle in vers 45 aan die hand van sy eie dood, die kruisdood. So ek gaan vir julle sê wat dit beteken. En dan sê hy die volgende in vers 45, hy sê, ek het gekom om my lewe te gee as losprys vir baie. Ek het gekom om my lewe te gee as 'n losprys vir baie. Nou in hierdie stelling julle ontdek ons 3 goed. 3 belangrike goeders wat ons nie moet mis nie. Dan kom ons uit oor hoekom, dan sal ons verstaan oor hoekom hy dit sê. Die heel eerste een, hierdie stelling sê vir ons die heel eerste ding is, wat het hy kom doen?
Dit kom sê wat hy kom doen het. Die tweede ding is, dit sê vir ons hoekom hy dit kom doen het. En dan die derde een is hierdie implikasie van wat dit beteken vir ons. So wat het hy kom doen? Volgens hierdie stelling wat ons gelees het, dit wat Jesus gesien het, is hy het gekom om sy lewe te kom gee. Julle let op dat daar sal staan nie dat Jesus het gekom om dood te gaan nie. Dit is nie wat daar staan nie. Wat daar staan is, hy het gekom om sy lewe te gee. Hier is twee verskillende goeters, nê? Wanneer iemand net doodgemaak word of wat ook al, kan dit 'n teken van swakheid wees. Dit is nie wie Jesus is nie. Dit is nie wat hy kom doen het nie. Hy kom gee sy lewe en jy kan net jou lewe gee as jy in beheer is van dit, as jy dit vashou, as jy in absolute beheer is van alles. So hy kom gee sy lewe want hy het dit, hy gaan nie net dood nie. Tim Keller sê, ons kan hierdie op twee maniere verstaan. Ons kan die kruisdood en hierdie stelling op twee maniere verstaan. En die heel eerste een is op 'n objektiewe manier. En die tweede een is op 'n subjektiewe manier. So wanneer ons kyk na die objektiewe manier, dan kyk ons na iets en ons sê, oh wow, dit is mooi, maar dit raak nie eintlik my lewe nie. Dit verander nie regtig my lewe nie. Dit is iets wat buite my gebeur. Die ander ene, die subjektiewe manier is wanneer jy na dit kyk en jy sien, maar as gevolg van dit het daar iets getransformeer en verander in myself en daarom is my lewe nou X, Y of Z. Dis iets wat actually my lewe verander. Nou Mahatma Gandhi skryf in sy autobiografie, dan skryf hy oor Jesus en hy kyk na Jesus vanuit die perspektief van hoe daar die oosterse geloof werk en hy kyk oor hoe mense hulle lewe sou gee of wat ook al en hulle soek 'n voorbeeld van volmaakte liefde en hy kyk na Jesus se kruisdood en dan skryf hy self en hy sê dat wanneer ek na Jesus se kruisdood kyk, dan sien ek dat hierdie is 'n ongelooflike volmaakte voorbeeld van hoe dit sou lyk, hoe volmaakte liefde sou lyk en jy jou lewe sou wil aflê vir mense waarvoor jy lief is. Dit is so mooi. En dan sê hy, maar ek kan nie sien dat dit enige iets in my lewe kan doen of verander nie. Ek kan nie dit verstaan, ek kan nie dit sien nie. Dit maak nie vir my sin nie. Dit is maar net 'n mooi voorbeeld. Dit is objektiewelik wanneer ons daarna kyk op daai manier. Maar dit is nie wat met die disippels gebeur het nie. Wanneer die disippels wegstap van Jesus wat op die kruis was en Jesus wat opgestaan het, dan sien ons dat die disippels se lewens is getransformeer. So in ander woorde, hulle het nie net gegaan en gekyk, wow, dit is mooi, kyk wat Jesus gedoen het, wow. Dis nie net wat hulle gedoen het nie, daar het iets met hulle lewe gebeur, wat hulle gedryf het, om mense se lewens te gaan verander, om die wêreld 'n beter plek te maak, om dit wat hulle by Jesus gesien het, insluitend die omgee vir kinders, om dit te vat en vir die wêreld te gaan wys. En hulle het self gesê, hierdie is, die Engelse sal sê, 'n cause waarvoor ons bereid is om te suffer voor. Hulle het iets gesien, daar is iets anders wat hier gebeur. En dit bring ons by die tweede ding, die hoekom het hy dit gedoen? Jesus sê, ek het gekom om my lewe as 'n losprys te gee, sodat baie gered kan word. Julle, wat is hierdie woordjie losprys? Hier staan dit, hy het nie net gekom om te betaal nie, dit is nie wat daar staan nie. Hy het gesê, as 'n losprys. Julle, 'n losprys is iets wanneer jy iemand moet vrykoop vanuit 'n plek waar hulle is. Die Engelse sou die woord ransom gebruik. Nou ons ken dit nou van flieks en sulke tipe goeders waar ons half daai idee het van wat dit beteken, maar in hierdie konteks, as iemand in 'n oorlog was en 'n ander iemand het jou oorwin, dan is jy gevat in slawerny ingedompel. Hulle het jou nie net in 'n plek in 'n kamp gesit en hopelik omhaal iemand jou eendag nie. Hulle het jou letterlik 'n slaaf geword vir die mense wat jou gevang het. Jesus sê, ek het my as 'n losprys kom gee, sodat julle vry kan wees van dit wat julle gevang het. En dit is hierdie lewe waar julle sonder hom is, 'n lewe vol sonde en 'n lewe waar julle totaal en al hopeloos is. En dan sê Jesus, ek het gekom, nie net om te kom betaal nie, maar om my lewe te verruil, om in jou plek te kom staan. Die Engelse sal sê, om myself te substitute, om in jou plek in te gaan, sodat jy op 'n ander plek kan wees. En die gevolg is anders.
Ek wil dit verduidelik op nog een manier. Dink jouself in, ek en jy stap langs 'n rivier. Of 'n baie diep sloot en is baie rof. En ek en jy stap langs die rivier en ek vertel vir jou, "Jesus, ek is so lief vir jou. En ek sal enige iets doen om seker te maak dat ek my liefde aan jou kan wys. Ek sal selfs doodgaan vir jou." En ek vat myself en ek spring in die rivier en ek gaan dood. En jy kyk vir my en jy vra as jy stupid. Dit is nie hoe jy liefde vir iemand wys nie. Maar, dink jouself in, ek en jy stap langs dieselfde rivier. En ek vertel vir jou dat ek is so lief vir jou. En ek vertel vir jou dat ek sal enige iets doen om seker te maak dat jy kan weet dat ek is lief vir jou. En ek sal selfs my lewe vir jou gee. En jy val op daardie oomblik in die rivier. En ek spring in agter jou in hierdie rivier in. En ek maak seker dat jy uitkom en ek haal jou uit en soos wat ek jou uithaal, vat die rivier my en ek verdrink. Dan gaan jy na my kyk en jy sê, daai was 'n hero. Want hy het sy lewe vir myne gegee. Dit moes ek gewees het. Sien, dit is nie net 'n mooi ding wat gebeur het nie. Dit het iets wat 'n gevolg het. En omdat ek dit besef, besef ek hierdie derde ding. Die implikasie. Dan beteken dit, nou verstaan ek wat dit beteken, dat ons, soos kindertjies, sy koninkryk kan aanvaar en kan vat. Wat bedoel Jesus hierso? Jesus sê, julle weet, as ons na kinders kyk, kinders is 100% afhanklik van ons. Kinders het nodig dat ons vir hulle 100% moet sorg. Hulle het 100% nodig. Hulle is afhanklik dat ons vir hulle 'n huis moet gee, dat ons vir hulle klere moet gee, dat ons vir hulle kos moet gee, dat ons moet seker maak dat hulle deur die skoolstelsel gaan, dat hulle warm slaap, dat hulle nie honger is nie. Hulle is 100% van ons afhanklik. Hulle is afhanklik van ons sorg vir hulle. En God sê, jy moet 100% afhanklik wees van my. Jy kan jouself nie red nie. Jy kan jouself net, ek kan jou red. Niks wat jy kan doen, kan bydra tot jou redding nie. God doen dit. Die tweede ding wat hy sê is, hy sê, en ek weet nie of jy al hierdie gesien het nie, maar kinders is 100% seker van aanvaarding. Het jy al 'n klein kindjie gesien wat in 'n kamer instap en dan is daar 'n klomp mense en dan lag hy of sy lag sy en hulle glimlag so, want hulle verwag dat almal in hierdie vertrek as te ware hulle aanvaar, vir hulle gaan sorg, dit is wat hulle gewoond is. Hulle is verseker dat hulle afhanklik is en dat daar vir hulle gesorg gaan word. Wat Jesus hierso sê is, hy sê, omdat julle weet wat ek kom doen het, omdat julle 100% afhanklik is van dit wat ek kan doen het, kan julle ook weet, omdat ek dit doen, is julle 100% verseker dat dit waar is, dat dit geldig is, en dat julle ingenooi word, en dat julle deel kan wees, en dat ek julle deel maak, dat ek julle 100% aanvaar. En Jesus kom wys vir ons hier, dat ons behoort aan hom. Dat hy dit moontlik vir ons gemaak om soos kinders afhanklik te wees van hom en is okay. Want hy doen die werk. Julle, hier is nie net 'n mooi storie nie, maar dit vertel vir ons iets dat ons kinders en ons lewens getransformeer word as gevolg van iets wat hy gedoen het en hulle moet dit weet. Is dit nie ongelooflik nie? Julle, en ek wil net een ding sê, elkeen van ons wat hier sit, heel waarskynlik elkeen van ons wat hier sit, het iewers in ons lewe tot bekering gekom, omdat ander mense in 'n volwasse fase dit moontlik vir jou gemaak het om as kind iets van hierdie te beleef, om iets van God se goedheid te beleef. Mense wat bygedra het tot 'n tienerbediening of 'n kinderbediening of 'n kerkkamp of een of ander sonnaskoolmateriaal, enige iets gedoen het om dit vir jou moontlik te maak sodat jy by hierdie punt kan uitkom, sodat jy kan weet hoe belangrik dit is en dat Jesus lief is vir my en dat ek as kind deel kan wees van sy huisgesin, van sy familie. Ander mense wat geglo het in jou. Ander mense wat geglo het in die volgende generasie, omdat hulle geweet het, hierdie is belangrik vir Jesus en hierdie is belangrik vir ons.
Ek wil vir ons 'n video wys oor wat dit beteken hier by Kerk Sonder Mure en hoe ernstig ons daaroor is om in die volgende generasie in te belê. Kom ons kyk gou na die video. By Kerk Sonder Mure hoor en sien ons elke Sondag hoe kinders die Jesuslewe ontdek. Meer as 600 kinders leer weekliks van Jesus in hulle eie taal hier by ons. En honderde ander in die Weier Centurion en Midstream omgewing ontvang kos en onderrig deur ons nabuite projekte. Elke kind se glimlag, elke sien tannie Sondag is 'n teken dat jou bydrae werk. Wanneer jy gee, help jy 'n kind blom, binne en buite ons kerk. Jou gee maak 'n kind se toekoms ligter. Gee jou dankoffer en beleef hoe God ons impak vermenigvuldig. Besoek ksm.co.za vir meer betaalmetodes. Hierdie video is gemaak om ietsie te wys van die impak wat ons kies om te maak in jong mense se lewens en die impak wat ons wil aanhou maak in jong mense in die volgende generasie se lewens, omdat ons glo in dit wat Jesus gesê het en gedoen het. En daarmee saam wil ons die opwindende realiteit graag deel, en dit is, ons weet dat op die oomblik nie al ons betrokke lidmate die gewig dra van alles wat ons oordroom en wat ons wil doen nie. Maar ons wil julle innooi om saam met ons te verbeel watter impak dit in die volgende generasie kan maak, wanneer hierdie vermenigvuldig kan word, en wanneer ons kan bydra om seker te maak dat die volgende generasie dit kan beleef, en dat hulle nie sou uitmis nie, waar ons dit maklik vir hulle sou maak om in te kom. Verbeel jou as ons 'n ekstra gedeelte van onsself sal gee, om die finansiële verantwoordelikheid op onsself te neem, om te vat vir ons gemeente, om te seker te maak dat dit gebeur. Ons wil julle uitnooi in hierdie 10de maand waarin ons is. Wil jy 'n bietjie gaan bid en droom oor hoe dit kan lyk nie? En in jou 10de maand dakoffer addisioneel kan bydra vir dit waarin ons glo nie. En as jy sê, "Sjoe, dit kan nie net dit wees nie, maar ek wil 'n geestelike gewoonte daarvan maak, om by te dra, om die verantwoordelikheid op myself te neem, om seker te maak dat dit gebeur." Julle gaan droom daaroor, gaan werk dit in jou begroting in, en doen 'n EFT gereeld. Want dit is die verskil wat Jesus ons na heen roep om te maak. Julle, kom ons maak ons oortoe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie. Here, dat ons iets van die hart kan ontdek. Here, waar ons kan sien hoe mense glimlag, omdat iemand anders dit vir hulle moontlik maak, om by U te kan uitkom. Here, dankie dat ons iets aan ons lyf en ons hart kan voel oor wat dit beteken om deel te wees, om verantwoordelikheid op te neem vir dit waarna toe Jesus ons genooi het om van deel te wees. Here, mag U ons aanhou transformeer van binne af. Maar Here, mag ons lewens aanhoudend uitgedaag wees om meer in lyn te kom met dit waarvoor U ons roep. Here, kom seën ons. Kom help ons. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen.